Okay, interessant dat ek en Tannie Christa glad nie met mekaar gepraat het, sy het gesê ek moet preek. En dat is sy vanoggend met julle praat, is dit presies waar die preek gaan. Ons weet ons nou, toevallig beteken toeval die lig. Okay, so dis wat toevallig beteken. Okay. So, die topic vir vanoggend is, hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? In Jeremia 29:11 is die vers, ons gaan baie skrif lees, maar spesifiek die skrif, waar ek laas jaar baie met die Here gepraat het. En voor ons nou na Jeremia 29:11 toe gaan, wil ek net vra, wie klas ons as goeie of slegte mense? Bepaal God dit of bepaal ons dit self? Sê God of ons goed of sleg is, of bepaal ons optrede en ons denke en ons ongehoorsaamheid of gehoorsaamheid dit self? So ons wil baie goed op die Here, ons wil baie goed op die Here plak, né? En ek weet nie waar het julle groot geword nie, maar ek het uit 'n baie godsdienstige kerk gekom, was 'n ouderling in die kerk ook. So hierdie kom baie van die godsdienstigheid af waarmee ons groot geword het, is dat God sleg is en slegte goed laat gebeur en ons slegte mense maak en hy, jy weet, hoe hy ons sien en so, wat glad nie die waarheid is nie. Okay, so my vraag laas jaar aan die Here was, Jeremia 29:11 sê, want ek weet wat gedagtes ek kan gaan nie, julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Van die vertalings praat van teenspoed, né, of onheil. En ek sê vir die Here, Jesus Here, maar ons beleef teenspoed en ons beleef onheil, né? Wie van julle het nie teenspoed in julle lewe nie? Steek op julle hand. Okay, almal het. So nou voel dit vir my iets mis ons hierso. Want in Numeri 23:19 sê hy dat hy is nie 'n mens dat hy vir ons sal lieg nie. Hy sê is ook nie 'n mens dat hy sy gedagtes sal verander nie. So iewers mis ons ietsie, want hy sê dan nou sy gedagtes, ons is vrede en nie onheil nie, maar tog beleef ons dit die hele tyd. So begin ek met die Here praat, ek sê, Here, jy moet my nou verduidelik, hoe werk hierdie ding, verstaan, want dit is wat die skrif sê, en die skrif sê, jy lieg nie vir ons nie, maar hoekom beleef ons dit? En die Here vat ons sulke lang stukke voor hy jou so 'n stuk met jou praat. En hy sê vir my, die wêreld het julle gebrainwash, dat alles wat nie volgens jou wil is nie, is teenspoed. Ek sê, okay nie, ek hoor wat hy sê, ek sê, my moet my bietjie meer verduidelik as net dit, okay? So hoor wat hy sê, alles wat nie volgens ons wil is nie, is teenspoed. Alles wat ons doen, gaan rondom God, dit gaan nie oor ons nie. Okay, so die wêreld is die duiwel, trouens selfbewus maak, me, myself, nie God bewus nie. Okay, so hou dit net 'n gedagte, ons gaan nou daaroor praat. Okay, sien, want alles gaan oor hom, niks gaan oor ons nie. En later bring die Here my by Matteus 7:24 uit, waar hy praat van die huisie wat op die rots in die sand gebou is. So kom ons lees dit net gou hierop. Matteus 7:24, hy sê, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie, want sy fondament is op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou is. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. Okay. So wat die Here vir my sê hierso is, teenspoed is nie die storms waarin ons is nie. Dis wat die wêreld ons gebrainwash het voor. Dat die storms is teenspoed. Hy sê om op die sand gebou te wees, is teenspoed. Hoor wat ek sê? Storms is nie teenspoed nie. Storms gaan daar wees. Hierdie mense wat sê as jy 'n Christen is, moet altyd goed gaan met jou, is 'n vals gospel wat daar buite geteach word. Nee, dis nie eens 'n prosperity gospel nie, dis 'n genade gospel. Alles moet goed gaan, almal moet gesond wees, almal baie geld, dis 'n leuen. Kyk, is nie in lyn met God se woord nie. Deur die hele Bybel, Ou en Nuwe Testament, was almal in storm. Selfs Moses wat die volk moet gehaal was 'n stormagtige besigheid. Dit was nie maanskyn en rose toe die Here sê, Moses, ek het jou gestuur gehaal. Nee, frek. Behalwe dat Farao so harde kop was die mense harde kop en hulle teen hom opgestaan en gemurmer. Dit is moeilik. Verstaan? So niks wat ons doen is maklikie. So hy sê die storms is nie teenspoed nie, maar die wêreld het julle gebrainwash wat as hy volgens jou wil is nie, is teenspoed, dat die storms teenspoed is. Maar dit is nie. Om op die sand gebou te wees is teenspoed. Yes. Okay? So nou lees Jeremia 29:11 so. Hy sê ek weet wat ek vir julle beplan het om op die rots gebou te wees, nie die sand nie. Amen. Dis wat Jeremia 29:11 sê. Okay, nou skielik begin jy teenspoed in 'n ander lig sien.
Maar ek wil net so klein bietjie teruggaan na vers 24 toe. Hy sê, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen. Wat se woorde praat hy van? Kom ons lees wat 2 verse bo dit, vers 22. Hy sê, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer en in die naam duiwels uitgedryf en in die naam baie kragtig gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Okay, so hy sê, en dan sê elkeen wat na hierdie woorde luister. So hy sê die mense wat die ongeregtigheid bewerk, en luister en dit verander, sal wees op die rots, en die wat dit ongeregtigheid bewerk en nie luister nie, sal op die sand. Okay, so kom ons praat net gou oor daai woordjie. Ek gaan kyk gisterand die woordjie ongeregtigheid in die Hebreëus. Ek het 'n King James met die Hebreëus in, en daai woordjie is anomia, ek weet nie hoe jy dit uitspreek nie, maar dit beteken violation of the law, wickedness, wandering or forsaking of the right path. Okay, so dis wat daai beteken, daai ongeregtigheid. En onthou, die wat al 'n preek geluister het, 'n vorige keer het ons gepraat oor die woordjie sonde, wat dit beteken. Sonde is nie vloek, steel en verkrag nie. Sonde is to miss the mark. Okay? Adam en Eva het nie gevloek, steel en verkrag nie, hulle het die punt gemis, hulle het dit wat God vir hulle gedroom het gemis. Okay? Uit dit wat jy dit mis, spruit vloek, steel en verkrag. Okay? Maar dis nie sonde nie, sonde is to miss the mark. So, om God se plan met jou lewe te mis, Psalm 139 vers 16 sê dat elke dag van jou in 'n boekrol opgeskryf, nog voor een van hulle daar was. So dit sê dat God het 'n plan vir jou lewe. Okay? Daai plan wat jy mis met jou, hy het 'n plan vir jou lewe. Jy hoef nie jou eie plan te maak nie. Hy het 'n plan vir jou lewe wat jy moet nie mis nie. En dan sê in Deuteronomium 30, Here het my in 2021 hierdie voor my gesit. Hy sê vir my die dag, hy sê Deuteronomium 30 vers 19, hy sê ek roep die hemel en die aarde as getuienis, ek sit die lewe en die dood vir jou, kies die lewe wat jy kan lewe. Ek sê ek doen, hy sê jy doen nie. Ek sê nee, Here, daai mense wat nie in U glo, hulle kies die dood. Hy sê jy ook. Ek sê jy moet my nou verduidelik. En toe wys hy vir my hierdie skrif van Psalm 139. Ek het nooit geweet daai skrif staan na tot daai tyd toe. Ek sê Here, ek het nooit gesien nie. Hy sê jy het nie gelees nie. Kyk, toe wys hy my skrif van die boekrol. Hy sê elke keer as jy jou eie plan maak en jou eie boekrol skryf, kies jy die dood. Okay, ons dink die dood is vir die goddelose mense daar buite. Dis vir jou ook as jy nie in God se wil loop nie. Okay, dit beteken nie as jy 'n Christen nie, en jy Satans ou nou nie, maar dit beteken in dit wat jy veronderstel is om te loop, kies jy heeltyd die dood, terwyl die Here vir jou dit daar sit, lewe en dood. Lewe is sy plan, dood is jou plan. Sien, hoe gaan ons nou terug? Hy sê, elkeen wat na hierdie woorde luister, of nie luister nie, elkeen wat sonde doen, elkeen wat ongeregtig is, elkeen wat sy eie plan maak, kies die dood. Okay? En dan sê hy, as jy die dood kies, is jy op die sand gebou. Dan gaan jy vir nie net val nie, dit was 'n groot val. Okay? So verstaan julle dat ons begin met anders dink rondom omstandighede. Okay. Die ander vraag is, versoek God ons? Wat dink julle? Wie dink God versoek ons? Okay, so kom ons lees gou skrif daaroor. 1 Korintiërs 10:13. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit sal kan verdra. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Sissie, kan jy uitgaan? Ek weet maar ek probeer konsentreer nie. God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Verstaan julle dat as die versoeking kom, dit nie van God af is nie, maar hy sê dit sal nooit meer wees as wat jy kan hanteer nie. Né? So, as die omstandighede kom en die storms kom, en dit is die duiwel, dink jy sal dit nie kan hanteer nie? As die Here dit sê hierso nie. Maar hy sal saam met die versoeking oor die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Wat is die uitkoms? Dis om op die rots gebou te wees. Dis om die woord van die Here te spreek. Jesus word versoek in die woestyn deur die duiwel. En dis 'n interessante ding wat daar gebeur. Hy het gekom as die seun van die mens. Hy het nie gekom as die seun van God nie. Hy het gekom as die seun van die mens, volkome mens, vlees, volkome versoek net soos ons. Okay? Die duiwel kan ons nou maklik sê as die seun van God gekom het, hy is mos God, hy kan enigiets doen. Hy kan ons nou hierdie mense gesond maak en hy die dood uit opstaan goed. Jy weet so,
dit tel mos nou nie eintlik nie. Verstaan? Jesus moes as volkome mens kom om die prys as 'n mens te betaal sodat die mens kan vry wees. Okay? Hy kon nie die seun van God kom nie. So hy sê dat hy is seun van die mens en hy's in die woestyn en die duiwel sê vir hom, as jy die seun van God is, sê vir die klippe en brode word. Sien nie hoe traai hy dit toe nou Jesus uit sy identiteit uitkry, dat hy in sy godheid optree, nie in sy mensheid nie. Né? Want dis wat die duiwel doen, hy kom en hy leen en hy traai identiteit verander. En dit is wat hy so sê, is, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat jy dit kan verdra. Wat was die uitkoms in die woestyn? Jesus het die hele tyd van hom gesê, die woord sê, want hy het die woord teen hom gebruik. Onthou, die duiwel was die engel van die lig, hy ken die woord, hy weet wat hier aangaan. So as hy elke keer die woord sê, maar sien hoe twist hy die betekenis van die woord net so klein bietjie. En dan sê Jesus vir hom, maar die woord sê ook. Maar die woord sê ook. Okay? So Jesus was versoek net soos ons, erger, hy was face to face met die duiwel. Ons kry die omstandighede. Ek dink julle beskryf daai presies in die intensiteit wat dit was nie. So saam met dit gee vir ons die uitkoms. En die uitkoms is om die woord te spreek. En om die woord te spreek moet jy jou gedagtes sê. Want jy kan nie as jy omstandighede kom dan 'n woord gaan, ek wonder nou, waar gaan ek nou hierdie? Nee. As jy nie tyd met die woord spandeer, is daar niks in jou nie. So as jy omstandighede kom, jy ook niks om te sê nie. Dan sit jy nou maar daar en jy sukkel. Okay, Jakobus 1:13 is die volgende skrif wat ook sê die Here versoek ons sê, laat niemand in sy versoeking kom sê, ek word die Here deur God versoek nie. Hier sê dit duidelik, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Okay? So God versoek ons nie met hierdie storms wat in ons lewens is nie, die teenspoed nie, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Sien jy, as ons eie begeerlikhede, is nie net ietsie wat ek begeer nie, ek begeer om pornografie te kyk, begeer om Facebook te kyk, begeer om te dobbel nie, dis ook, jou eie begeerlikhede is nie om tyd hierin te spandeer nie, want jou eie begeerlikhede raak wêrelds, nie Gods nie, verstaan, ons het nie begeerlikheid vir die woord nie, so dis nie net fisiese goed wat jy begeer, aardse goed nie, dis ook 'n begeerlikheid om tyd met die woord te spandeer en verhouding met God te hê, dis ook die begeerlikhede wat hy so praat, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word, wanneer die wêreldse begeerlikhede beter lyk as hierdie, dis dit ook, okay? Want mense sit hier so antiek, ek weet nie, dit kom nou ook uit die kerksysteem uit. Ek het sonderdag sit, ons elke sonderdag die wet gelees, antiek hier daai 10 boksies mos af, ek pleeg nie moord, ek nie egbreek nie, ek steel nie, dan dink jy nee, ek is eintlik sharp, ek is uitgesort. Jy weet, so as lees hierdie goeie antiek hierdie boksie en dink jy, maar ek het nie 'n begeerlikhede na dobbel of drugs of pornografie of 'n ander vrou of so nie. So ek's reg. Maar jy sien, want die begeerlikhede gaan dieper. Ons het ophou om die Bybel in vleeslike terme te lees. Ons moet begin hierdie boek in geestelike terme lees en dieper lees. Ons kan nie meer in 'n tyd sit waar ons in die vlees operate in die woord nie. Ons kan nie. Dit was in die godsdienstige era daai tyd, okay? Ons moet nou in die gees in begin beweeg. En ons moet hierdie goed in die gees begin lees. En vir myself vra, wat se begeerlikhede sleep my weg van die woord af? Geestelike goed, bitterheid in my hart, onvergewensgesindheid, kan nie nou ou vergewe nie. Lus om nog 'n ding te kyk op my foon, okay? Daarna, as die begeerlikhede ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Hier is terug by Deuteronomium 30, ek sit vir jou lewe en dood. Daarna, as die begeerlikhede ontvang het, so wat jy nou begeer het jy nou gekry, jy het nou die Bybel gelees, jy het nou eerder ge-Facebook vir nog 'n uur, baar dit sonde, wat is die sonde? Jy mis die hele plan met jou lewe. Daai hele calling wat God op jou lewe, daai purpose vir jou lewe, mis jy totaal en al, want jy is besig met die wêreld in plaas van met die woord. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood. Dis presies wat die Here vir my gesê het 2021. Ek sit vir die lewe en dood. Ek tog heeltyd ek's in die lewe. Hy sê nee, is nie. Okay? Want ek maak my eie planne. Binne hierdie storms, binne hierdie goed. Ek moet 'n persoon aanstel vir my praktyk. Ek moet nog 'n masjien koop. Ek wil dit hê, ek wil daai. Maak ek my eie planne. Ek hoor net by God, is dit die persoon wat ek moet aanstel? Moet ek nog 'n masjien koop? Moet ek daai? Moet ek die? Moet ek my kinders in die skool sit? Verstaan jy? Ons doen dit nie. Ons kap het voort en dan is dit nou pop op die vensterryke, wonder jy nou, genigtig, wat nou hier gebeur? Okay? Maar dis omdat jy heeltyd die dood kies, dan kry jy die heeltyd die dood. Okay? So wat ek eintlik vir julle wil sê is dat God sien nie teenspoed nie. Hy sien dit nie. Vir God is niks wat in jou lewe gebeur teenspoed nie. En as jy nie jou kop rondom hierdie kan kry nie, gaan jy sukkel die hele tyd. God sien nie teenspoed nie. So as die teenspoed kom en die versoeking kom, dan gebruik God dit waarvoor? Om die koninkryk te bevorder. Dit het ek nou nog gesê het, dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor die koninkryk. Binne in die storm kweek die Here iets in jou vir die koninkryk.
Binne in die storm is jy daar om iemand anders tot redding te bring. Binne in die bus wat jy mis, is jy daar om 'n ander ou tot die Here te lei. Jy kan môre teruggaan. Einde van die wêreld jy môre terugry en die Here sal dit ook voorsien. Maar binne in die storm is jy daar om die koninkryk te bevorder. Maar sien, die duiwel het ons so selfbewus gemaak, me, myself and I, en kyk, sorry Susie drink daarom 'n lekker koppie tee. En nie weggooi nie. En ons almal hou daarvan as iemand sê, ag, is jy okay? Hoe gaan dit vandag? Jy weet, ons like dit. Moenie lieg nie, ons hou daarvan. Jy weet, so dis lekker 'n bietjie daar saam, sorry Susie, sit iemand jou op die skouerpad en sê, is jy okay? Ag, shame. Kom ek sit hier. Dit is so. Ons kan nie lieg en sê ons hou nie daarvan nie. Okay? Want die duiwel manipuleer ons met hierdie emosies. So die bevordering van die koninkryk is die enigste ding hoekom ons op die aarde is. Het gaan nie oor jouself nie. Het gaan nie oor jou gerief nie en waar jy is of jy sukkel nie sukkel. Dit gaan nie oor hierdie goed nie. Het gaan net oor die koninkryk. En as ons nie daai gedagtes begin verander nie, gaan jy heeltyd voel jy's in teenspoed. Jy gaan heeltyd saam met sorry Susie 'n koppie tee wil drink, want jy gaan jouself jammer kry, want dan is die lewe nog ons hard. So die Here gebruik dit om ons op te rig vir groter planne vir die koninkryk, om 'n getuienis te wees, om mense na Jesus toe te lei, dat mense jou optrede binne in die storm kan sien en kan sien, joh, gaan rof my hierdie hou vas, dan moet jy iets wees. Paulus in die tronk, hy sê vir hulle, in my boeie is dit eintlik wat ek na julle toe bring, kyk hoe hy handel ek dit, moet julle 'n getuienis wees. En dit lei ons tot die ewige lewe, of dat jy selfs binne in die storm bly om die liefde van Jesus uit te dra. En dat dit iemand aanraak wat in die ewigheid kan ingaan. So alles gaan oor hom. Jou storm gaan oor hom, jou gedagtes gaan oor hom, jou hartseer gaan oor hom, niks gaan oor jou nie. Niks. Dit is niks wat jy te doen nie. Dit is alles vir die koninkryk te doen. Kom ons kyk dit gou na 'n paar voorbeelde. Né? Dat ons net hierdie ding vasvat in die realiteit. John was in 'n ongeluk in 2016 sy rug gebreek. Hy moes verlam gewees het. Daar sit hy 'n keer niks. Maar hoeveel mense het al aangeraak met sy testimony? Was dit maklik waardeur ons gegaan het? Glad nie. Okay? Sion was 2,5, Lea was 9 maande oud toe dit gebeur het. Hy was rehab toe, het was 'n rowwe tyd. Maar die testimony het al hoeveel mense aangeraak? Hoeveel? Okay? As jy pap weer langs die pad kry, en jy staan daar en jy sukkel, en jy's laat, en miskien het jy 'n werksinterview nog gemis, jy het regtig hierdie werk nodig. En jy's kwaad, en Here, hoekom nou vandag hierdie papwiel? Maar daarvoor is 'n storm van 'n ongeluk, wat jou lewe sou kos. Of daai werksplek waarvoor jy sou aansoek doen, het Satans mense in, en die Here wil nie moet daar wees nie. Hy weet jy gaan nie teen dit kan staan nie, en die Here breek jou. Maar sien, ons is so op onsself gefokus in ons eie ek en ons jammer kry, dat ons nie die groter prentjie sien van die Here het my teruggehou in hierdie storm, sodat hy my beskerm het teen iets daarvoor wat ek nie geweet het nie. Net voor lockdown, letterlik net voor lockdown, kan ons 'n kontrak kry vir die toilette in Lynsburg, dink ek. Kry nie kontrakkie. Ons sou gaan geld leen het om my toilette te koop. John sê, hoekom hou die Here wortel voor ons neus heeltyd? Ons kan nie kontrak kry, ons kry dit nie. 2 weke daarna slaat die lockdown ons. Hulle maak al die sites toe vir 2-3 maande. Ons sou 'n paaiement moes terugbetaal het, wat ons nie sou kon doen as al die site toe maak en betaal jou nie. Maar sien, God het geweet daar kom 'n lockdown waarvan ons nie geweet het nie. Verstaan, as jy vies in hierdie storm, hoekom kry jy die kontrakkie? Maar God is buite tyd. Hy sien goed wat ons nie kan sien nie. So weer eens sê ek, jou teenspoed is nie teenspoed nie. Jou storm is nie 'n storm nie. God sien dit nie eers nie. Okay? Want hy is buite hierdie goed. Alles gaan vir die glorification van die koninkryk. Na die lockdown bel die mense, hulle sê luister, daai mense wat ons toilette gedoen in swakdiens, kan jy ons toilette bring. Toe het ons toilette, want die toilette wat ons vir die events gebruik het, die events is ons vir 'n jaar lank gekanselleer. Dit staan die event toilette daar. Toe was jy te gaan toilette koop nie. Kry jy die kontrak sy die event toilette daar gehad ons. Maar sien julle hierdie storms waarna mens kom, 'n werksonderhoud wat jy nie kry nie, sukkel om werk te, of jy het jou werk verloor, jy sukkel om 'n nuwe werk te kry. Maar in daai tyd, wat bou die Here in jou in? Geloof. Geloof. Ons kan nie die koninkryk uitbou sonder geloof nie. Jy jouself is nie goed genoeg om die koninkryk uit te bou nie, trust me. As jy nie feit het nie, jy loop die pad met die Here nie, kan jy niks vir hom doen nie. Jy beteken absoluut niks. Ek het al vertel van my ma, wat in 'n moeilike huwelik was, en dis nie my ma se storie, is baie mense daar buite se storie. 2 keer wou skei, sê die mense, vreemde mense van my ma, Here sê jy moet hom nog 3 maande kan sien. En ek, wat gaan 3 maande nog doen? 3 maande voor my pa se dood kom hy tot bekering, in die hospitaal. My ma sê, ek weet as ek hom gelos het, sy het tot bekering gekom het nie. En as ek deur weer al die abuse en al die hartseer, al die goed moet gaan om te weet, by eternity sal ek dit weer doen.
Wat doen die Here as mens so iets deurgaan soos daai? By my aanvou op die liefde van Jesus gewys het. Die Here kom honor jou altyd wanneer jy deur so 'n moeilike ding gestaan het en gehoorsaam gebly het. Die Here stuur 'n man op my ma se pad wat my pa se vriend was. Hulle ken mekaar al van skool af. Ons almal ken die ooms hele lewe lank. En hy stuur 'n nuwe man vir my ma wat mooi is met haar en lief is vir haar. En dit is hoe die Here haar honor omdat sy gebly het toe hy gesê het bly. Toe sy wou loop en hy sê bly en sy sê okay, ek gaan gehoorsaam wees. En dit het gegaan oor my pa se redding, nie oor my ma se gemakkie. Was my ma gerieflik in die huwelik glad nie? Was die storms groot? Verskriklik groot. Okay. Maar was haar voet op die rots gebou? Ja, dit was. Haar wange is partykeer so laag afgebuk so by die wind gehad het haar wange stikkend geskuur het op die grond, maar haar voete het nooit losgekom op die rots nie. Nooit. Hy weet as jy op die rots gebou is, kan jy die storm handle en die storm gaan nie oor jou gerief nie. Dit gaan oor die volgende ou se redding. Okay? Dit gaan partykeer oor jou geloof wat hy moet inbou, oor jou eie redding. So as ons begin hierdie goed anders sien, dan gaan ons anders voel daaroor. Dan gaan ons vir sorry Susie by die deur uitsit en sê nee, ek het nie jou tee nodig nie. Ek sal al by die Here gaan sit. Ek en hy gaan hierdie ding uitsort. Sien die duiwel het self bewus geraak daarbo in die hemel. Hy het begin dink, ek is so oulik. Ek dink ek is beter as God. Sien die oomblik toe sy fokus van glory of God verskuif het na glory of myself. Toe val hy. Okay? Dis wat hom tot die val gebring het. Nou julle weet, die kinders is nogals interessant. Gaan soos kinderbediening hou woensdae aan en sê ek, was jy al stout geweest? Ja, nee, was al stout. Ek sê, voor julle stout is, weet julle is verkeerd? Ja, nee, julle weet is verkeerd. Dit is baie fyn. Ek sê, sê julle weet, maar die Heilige Gees sê jou nie, waar is jy besig, maar hulle doen dit in elk geval. Ek sê, maar as jy stout is, wat doen jy? Jy wil ons altyd 'n chommie saam met jou stout, nee, wil jy alleen moeilikheid belat? Ja, nee, hulle wil jy alleen stout wees nie. Maar dis presies wat die duiwel doen. Onthou, die hel is nie gemaak vir die mens nie. God het die mens skep 'n verhouding. Die hel is gemaak vir die duiwel, is engele. Dink jy die duiwel wil alleen daaronder sit? Nee. Hy het 'n chommie nodig om saam met hom te sit. Baie chommies, dit gaan eternity wees. Hy het baie chommies nodig. Okay? Dis presies wat hy doen. As hy jou selfbewus kan maak en nie meer God bewus nie, dan sien jy alles as 'n storm en teenspoed. Alles is sleg en jy sukkel en Here, hoekom? Jy lyk soos Job. Hoekom, waarom, hoekom ek, hoekom so lank, hoekom nie hy nie, ek verdien dit nie. Jy lyk so. En dan kom Job op die einde en sê, Here, ek repent vir wat ek gesê het. Hy sê, van hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het ek u gesien, nou ken ek die waarheid. Né? So jy ons moet besef dat die duiwel se leuen kom die heeltyd hier in om ons selfbewus te maak. Me, myself en waarmee ek sukkel, en kyk hoe lyk dit om my, en hoe, verstaan julle? Maar ons moet daai ding skei, want Jesus was nooit selfbewus, hy was Godbewus. Die engele wat God dien, hier waar ons staan, is nie hulle selfbewus, hulle is Godbewus. Okay? Die apostels was nie selfbewus nie, hulle het nie ge-worry oor wat met hulle gebeur, hulle was Godbewus. Hulle is koninkryk bewus. En ons kan nie toelaat dat die duiwel ons aan ons neuse rondklim om selfbewus te wees nie. Ons kan nie. Hy lag sy alia vir ons die heel pad, want ons val heeltyd daarvoor. Ons kan dit nie toelaat nie. En wanneer die duiwel jou kry om selfbewus te wees, né, want dan trek jy mos 'n versorrie soos die deur hierdie kant. Dan het hy die reg om jou te manipuleer met emosies. Ons het mos 2-3 sonnae terug daaroor gepraat, né? Dan het hy die reg om jou te manipuleer met emosies. Want dan kry jy jouself jammer en daai shame en ag, sorry Susie. Ag, wanneer kry ek nou werk en wanneer kos my finansies nou reg? Wanneer is ek nou gesond en jy weet? En as hy jou eers daai het, is dit verby. Jy kom dit nie uit daai spiral uit nie. Want God manipuleer jou nooit. Hy sê maak 'n besluit. Die duiwel kom en hy manipuleer jou met emosies. Maar alhoewel jy kan manipuleer met emosies as jy selfbewus is en nie godsbewus nie. As jy godsbewus is, sien jy hom nie eers nie. En dit is hoe ons daai ding verander om deur emosies gemanipuleer te word versus om net 'n besluit te maak. Jy moet 'n besluit maak. Jy gaan nie groot gedoop word hier buite en môreoggend voel jy anders nie. Jy moet 'n besluit maak. Jy gaan nie op 'n mannekamp gaan as jy daar uitkom maandag gaan voel jy anders nie. Jy voel jy anders nie. Jy moet 'n besluit maak om vir die Here te leef. Okay? Jy gaan nie hier uitstap, jy was 'n salwing vanoggend gewees soos gehoorship het en môre voel jy anders nie. En jy voel om anders te lewe nie. Nee, jy moet 'n besluit maak om anders te lewe. Okay? So die Here manipuleer ons nie met daai en daai salwing wat hier inkom en daai emosies wat hier opgewek is, nie manipulasie emosies nie. Dis net daai koneksie met hom. As jy uitstap, jy nog steeds 'n besluit maak. Okay? So die enigste manier hoe die duiwel toegang kry tot emosionele manipulasie is as jy self bewus raak en nie godsbewus nie. Het jy hom? Jy moet hom vasmaak hier, want ons moet hierdie ding change. Ons kan nie 3 maande van nou af terugkyk as jy nog steeds selfbewus en ons hierdie preek gehoor het. Okay, ons moet hierdie goeders begin fix. Okay, so want as jy val vir dit, dan manipuleer jy jou emosies. God manipuleer ons, hy sê maak 'n besluit
En hy maak 'n besluit is om 'n mind of Christ te kry. Sien, soos God begin dink. Ons begin soos God dink. Hy sê ons moet 'n mind of Christ kry. Ons begin dink soos God dink. Ons het die storm sien en dink, ag nee, hier is maar net iets wat ek moet train. Die Here is besig om my geloof in te oefen. Hy's besig om haar tot bekering te bring of jy weet, hy's besig om hierdie omstandighede te hou, sy tot redding kom of net as jy so begin dink, dan is die storm nie meer vir jou issue nie. Want dan is jy godsbewus, jy's koninkryk bewus. Jy verstaan nie, hierdie ding waarna ek nou is iets om die koninkryk te bevorder. So Here, wys my wat ek kan doen. Is dit om my geloof te bou? Is dit om haar tot redding te bring? Is dit om liefde vir iemand te wys? Wat is dit? Jy weet, en dan kom jy oor hierdie goeders baie makliker. Hy sê dat ons vrede moet hê wat alle verstand te bowe gaan. Maar ons het nie. Ons het nie. Want die duiwel lieg vir ons en ons glo hom omdat ons nie 'n mind of Christ het nie. Kom ons gaan terug na Jesus toe. Jesus was ook in 'n storm vir die koninkryk. Maar God het dit nie gesien as teenspoed of versoeking nie, toe hy op aarde was nie. En hy deur al die goed gegaan het en die dood en die kruis en al die goed nie. Want Jesus was op die rots gebou en het die koninkryk uitgebou. So dink julle God het gedink, ja, my seun is nou hier in 'n storm en versoeking. Nee, hy het nie. Hy het nie. En hoe groot was sy storm en sy versoeking? Massively groot. Okay? God het Jesus nooit versoek of getoets nie. Die duiwel het. En hoor wat sê Hebreërs 10:7. Hy praat van Jesus se eie boekrol. Ons het nou nog praat van ons boekrol. Toe het ek gesê, kyk, ek kom. In die boekrol is dit van my geskrywe om u wil te doen, o God. Hier sê Jesus dit self. In sy boekrol, Jesus se boekrol, is dit geskrywe om God se wil te doen. Ons is hier om God se wil te doen, nie ons eie wil nie. Dit het niks met ons te doen nie. Niks. Niks. Dit het alles met hom te doen, om sy wil te doen. Okay? Jakobus 1:2. Toe ek daai tweede skoueroperasie kry, toe huil ek vir 3 dames aan mekaar. En al wat die Here my gee is hierdie skrif. Maar ek is niks oortuig nie, maar ek sê my elke dag op. Ag, het louter vreugde my broeders wanneer julle in allerlei versoekinge val. Hy sê wees bly oor die storm. Yes, nog 'n storm. Het julle al so gelyk? Né? Geestelike vriendin vir my daar in Pretoria sê vir my, ja vir die Here, dankie sê dit met jou sleg gaan. Ek sê jy mal. Ek sê in slegte tye dankie vir die goeie goed, maar ek wil nooit dankie sê vir die slegte goed nie. Sy sê ek challenge jou, sê dankie. Kos my dankie sê Here dat ek weer geopereer is, dankie dat ek nie kan kom werk nie, dankie dat ek nie kan geld inbring nie. Stawwe goed om vir dankie te sê. Baie taaf. Okay? Hy sê, ag, het julle te vreugde my broeders wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Lydsaamheid is perseverance, uithou vermoë, okay? Omdat julle weet dat die beproewinge van julle geloof uithou vermoë bewerk. Dink julle ons het uithou vermoë nodig in die tyd waarin ons nou is? Ek wil jou sê 50 jaar terug was dit baie makliker om in die hemel te kom as nou. Baie makliker. As jy daar dood gegaan het, was die kans baie groot dat jy hemel toe gaan as nou. Dit is so. Maar die lydsaamheid, of kom ons sê nou die uithou vermoë, moet tot volle verwerkliking kom, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Hoor wat sê hy so? Maar die lydsaamheid, die uithou vermoë, moet tot volle verwerkliking kom. So jy by 'n plek kom waar jy so vol is in God en van sy verstaan, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees. Wat is daai volmaak en sonder gebrek? Dis om volkome te weet wat God se plan is. Sonder gebrek is daar wat jy weet, hierdie storm is reg, ek moet hierin wees. Dis om nie saam met Susie tee te drink nie. Nie om jouself jammer te kry nie, nie om selfbewus te wees, maar godsbewus te wees. Dis hy sê, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees. Nie, hy sê nie moet perfek wees nie, hy sê jy moet 'n mind of Christ kry, jy moet God bewus wees, jy moet koninkryk bewus wees. Dis wat hy so van praat. En in niks kort kom nie. Wat sê Matteus 6:30-33? Seek first the kingdom. Hy sê soek eers die koninkryk en alles sal vir julle bygevoeg word, sodat julle volmaak is sonder gebrek te wees en in niks kort kom nie. Die Here is my herder, ek sal niks kort kom nie. Here, ek is 'n stupid skaap elke liewe oggend, ek kan nie uitgaan as U nie saam met my loop nie. Storm nie, storm, maar gee nie om nie, U moet net saam met my loop. Dan kom ek niks kort nie. Ek is elke liewe dag 100% afhanklik van U in die koninkryk. Dit staan oral. Maar hoe leef ons dit nie? Wat's fout? Wat gebeur? So storm skweek geloof, né? Hy sê dit nie. En geloof is nodig vir die koninkryk. Ons kyk wat sê 1 Johannes 5:4 is my skrif vir die jaar vir die praktyk gewees. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Alles wat uit God gebore is, jou gedagtes. Nie jy wat heilig moet wees nie, ons kan nie 100% heilig wees, dis onmoontlik. Probeer, maar jou gedagtes moet jy kies. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het. Naamlik,
ons geloof. Is jy oortuig dat die storm eintlik nie 'n storm is nie? Is jy oortuig dat jy nie eintlik teenspoed het nie? Is jy oortuig dat die Here besig is om die koninkryk te bou deur jou storm? Dit is geloof. Sê om te glo in God nie. Die duiwels glo ook in God en hulle sidder. Hulle weet ook hy's reël. Die vraag is, glo jy God? Nie glo jy in God, die almal glo in God. Glo jy God? Is jy oortuig? Het jy geloof? Glo jy dat die storm waarin jy is, hy beheer dit daarvan? Dat dit tot sy koninkryk is, dat dit tot 'n groter purpose is, dat hy lief is vir jou, dat hy alles onder beheer het. Is jy oortuig daarvan? Of drink jy saam met sorry Susie tee, want vrek, dit is maar 'n bietjie taaf hoor. En dit hou nie op nie. En jy weet, hoe langer jy saam met sorry Susie tee drink, hoe langer hou die storm aan. Yes. Hoe langer hulle gebou het in die woestyn, hoe langer het daai 40 jaar geword, né? 14 dae, 40 jaar. So jy kan in die storme gaan vinnig leer en uitkom en aanbeweeg, of jy kan sit en bou en vat 'n bietjie langer, want die Here wag vir jou om te leer. So ons bepaal die tyd van die storm, nie die Here nie. Dis wat ons bepaal het. Soos het nou gesê dat die oorwinning van die wêreld kom uit ons geloof uit. Hoor wat sê Johannes 16:33. Hy sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle my vrede kan hê. Dit het ek vir julle gesê, dat julle my vrede kan hê. So wat beteken dit? Ons moet nie storms hê en nie vrede hê nie. Ons moet in die storm vrede hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Hy sê nou net, die wêreld word oorwin deur geloof. Jesus het die wêreld oorwin. Is jy oortuig dat hy die wêreld oorwin het? Het jy die geloof dat dit hy gedoen het reël is? Ons almal sê ja, maar as die storm jou tref, is dit nog steeds ja. Né? Lippetaal beteken niks nie, jy moet hom hê, jy moet oortuig wees van dit. Dis maklik om te sê ja, ja, glo in Jesus, ja, hy doen dit op 'n staan. Maar as die storm jou tref, is jy oortuig. Jouself afvra vir dit. So dit beteken as ons hierdie skrif almal bymekaar sit, dat geloof, doen 'n bietjie sommetjies hierso, is gelyk aan oorwinning. En oorwinning is gelyk aan bring mense by redding uit. En dit is gelyk aan omdat ons 'n mind of Christ het. Okay? So dit hier goed by mekaar begin sit. En ek wil vir jou sê, jy sal nooit met Leon by die storm uitstap nie. Nooit. Jy sal nooit op daai bus wat jy verpas uit die tweede en klim sonder Leander nie. Jy sal nooit by 'n papwiel wegstap sonder Leander nie. Jy sal nooit daai ongeluk uitstap met Leander nie. Jy sal nooit daai werk wat jy verloor het uitstap met Leander nie. Nooit. Daar sal altyd, as jy die Here toelaat, iets binne in jou ingebou word. Iets groter. Daai tweede operasie het my op sulke diep plekke gevat in my geloofslewe, in die dimensie waarin ek met God in die Gees connect, dat ek ewig dankbaar is vir dit. Ewig dankbaar dat ek niks geld ingebring het nie, dat ons 2 jaar later nou eers amper recover van dit finansiëel. Maar het pla my nie, want die Here is in beheer. Hy gaan mos nie dat ek ondergaan nie. Dis 'n bietjie gespook en gespartel, ons is bo die water. Kyk, ek so dankbaar daarvoor. Jakobus 4:7, het ons al baie oor gepraat, hy sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Onderwerp julle. Ons het nou gepraat oor daai ongeregtigheid van die sand, né, en die rots. Surrender jou storm onder God. Geen storm vir die Here. Dan weet jy, dit is God wat jou shape, en nie die duiwel wat jou beet het nie. Kyk, die duiwel is reël en hy is besig met ons, maar mens moet nie die duiwel bewus wees nie. Ons moet hom regtig nie so baie krediet gee nie, en so baie tyd aan hom spandeer nie. Ons het eendag hier by die Bybelstudie met die kinders, soos praat oor Romeine 6:16, die een wat jy gehoorsaam as 'n slaaf sal jy wees, né? Of die duiwel of Jesus. En ek het vir elkeen 'n glas water gegee, en ek het 'n lepeltjie grond ingegooi en die water was vuil, en dit is ons gedagtes as ons die leuen glo, né? En hoe kry ons hy grond uit? Jy kan nie jou hele brein uitgooi nie, verstaan? So ek het laat elkeen 'n groot bottel water bring, en ons het die glase hier buite neersit, en ek het daai vol bottels water so in die glase begin gooi, en die skoon water, die vuil water begin uitstoot, tot al die glase weer skoon was. Sien, die enigste manier om die leuen uit jou brein uit te kry, is om jou te vul met die waarheid. Hou op die leuen fokus, en om try uitkry, jy gaan hom nie uitkry nie, vul jy net met die waarheid. Die waarheid sal hom uitstoot. Okay? Die waarheid maak ons vry, en as jy vry is, as Jesus jou vrygemaak het, is jy werklik vry. Okay? So, as jy in die storm is, surrender dit onder God. Vul jou met die waarheid. Al is die storm hoe erg, maak nie saakie. Dan weet jy dat God besig is met jou te shape, en dat die duiwel nie besig om jou te pietsie van die kant af nie. Okay, dis maar net die lewe se leerskool. Ons bly op die aarde, dinge is nie perfek nie. Ons weet dit, ons bly nie in die hemel nie, nog nie. Okay? En die Here gebruik elke situasie om ons te train. Dit was voor lockdown, net voor lockdown. Sit ek ook gehuil daar by die Here. Sorry, ek het vir sorry Susie uitgegooi, maar ek het gehuil daar by die Here. Ek dink sy was daar, miskien in die deur.
En die Here sê vir my, sucker up. Hy sê, jy's in training camp. Hy sê vir my, ek sal elke klein omstandighede wat die duiwel om jou maak, gebruik om jou te train, want jy is nie fiks genoeg vir die oorlog wat kom nie. Hy sê, so hy rejoice ook as die duiwel bietjie goed om ons bring. Hy sê, want jy is nie fiks genoeg nie, en hy gebruik dit tot die verheerliking van die koninkryk. Want ons is nie fiks genoeg nie. Luister, ons was nog nie deur 'n regte oorlog nie, soos ons oumas en oupas nie, ons was nie. Ons is nog nie verdruk in hierdie land, waar ons nie mag Bybel lees en kerk toe kom nie. Ons is nog nie regtig deur die government uitgegooi, soos wat dit in Zimbabwe gebeur het nie. Ons is nog nie eers sulke goed nie. Kan jy dit verstaan? Ons is nou 'n bietjie in dit, in die skole, né? Waar al hierdie goeders toegelaat word. Ek bedoel, julle wil nie weet wat in Kimberley se skole aangaan nie. Ek wil eers praat daaroor nie. Dis verskriklik. So, maar nou is ons daar. Is ons fiks genoeg op te staan en sê, luister, hierdie ding is verkeerd. Hierdie ding wat in die skool toegelaat word, hoe laat julle dit toe? Maar ons sien dat die Christendom in Suid-Afrika nie fiks genoeg is nie. Ons staan nie op vir goed wat verkeerd en reg is nie. Donald Trump staan op en sê, luister, 2 geslagte, manlik, vroulik, Bybel in elke skool, God beheer hierdie land. En dan wil mense nou sê, hier kan Donald Trump dit sê. Ek sê nie, ek weet nie wat sy verhouding met die Here is intens nie, maar dit maak nie saak nie, dit wat hy sê is reg. Hy staan op vir dit wat reg is, waarvoor die wêreld, die Christianity, die body of Christ, tot op nou toe nog nie opgestaan het nie. Tot op nou toe nie opgestaan het nie. Besef julle, dat die duiwel speel altyd in God se hande in, hè? Hy is altyd my een stapie agter. Ek kry my eintlik party daai jammer, hy sê my arme ding. Hy dink altyd hy's voor my, hy's altyd agter. Besef julle dat ons nou in 2025 in die derde wêreldoorlog moes wees? Weet julle dit? Alice Bailey het in 1958 'n boek geskryf wat die New Age beweging begin het. Sy is al dood. En in daai boek is die 10 stappe hoe om die wêreld te kry waar ons nou is. Jy weet die para wat jy in die pot kook tot in nou lam is en so sê die water is waarom kan jy uitspring nie. Ons is nou daar. En die laaste stap was dat tot die kerk die woord uithaal. Nou sien dit, hier's 'n NG Kerk in Kimberley, September, Oktober laas jaar die dominee 'n strydpreek gepreek oor die guys en die drank en die rondslaapery. Hy is die volgende week onder sensuur geplaas, is uit die kerk uitgegooi. In Kimberley, onder ons neuse. Okay? Real stuff. Want die gay dokter is daar, die hoofouderling drink te veel en daai in slaap rond en hy het dit reguit aangespreek. So ons is by 'n plek wat tot die kerk hierdie uitgegooi het. En dit was die 10de stap gewees. Dan is alles verlam. En die One World Order, daai goeders loop saam met die One World Order, se planne was dat Islam en Israel mekaar uithaal, want hulle is groot, en China en Amerika is groot, dat hulle twee mekaar uithaal, want as hulle 4 uitgehaal is die hele wêreld verlam, lam gelê, dan kan die One World Order inkom, en die One World Order plan insit. Ons weet ons nou 1 geld, eenheid, 1 godsdienst, 1 alles. En toe, het hulle nie rekenskap gehou dat God altyd aan Israel se kant is nie. Hulle het ook die rekenskap gehou dat Donald Trump in bewind gaan kom, hy het gedink Biden gaan inbly, of daai spul van hulle, wat deel is van die One World Order. Want feitelik al die ryk mense in die wêreld is deel van die vrymetselaars behalwe Donald Trump. Geen beheer oor hom nie. Hy is 'n loose cannon. Ek hou hom dop. Ek sê weer, ek weet nie wat sy verhouding met God intens is nie, maar dat hy God se goed sê en dat die Here hom gebruik, dit is vir 'n feit so. So nou het hierdie goed nie gebeur nie, maar sien hoe die duiwel reguit in God se hand ingespeel. Sien julle hoe die storm wat moes kom nie eens gekom het nie, maar hy gaan op 'n ander wy kom, hulle gaan 'n ander plannetjie moet maak. Maar in hulle geskrifte wat geskryf is al van daai tyd af, moes ons nou in die derde wêreldoorlog gewees het, 2025. Het ek het nou gesê, in haar boek sê dat die volskaalse implementasie van daai goed as almal verlam is 2025. Wat sy in 1958 geskryf het. Okay, en sy is al dood. Dit staan in daai boek. So sien julle dat die Here altyd jy storms, of dit nou groot in die wêreld is of klein net hier by jouself is, gebruik vir die goed vir die koninkryk. Okay? Dis net wie hy is. En ons moet begin anders dink rondom hierdie goeters. Nou die vraag is, hoe surrender jy jou storm aan die Here? Né? Dis maklik om hierdie goedjies te praat. John sê altyd hier in die kerk op Sondag klink alles baie lekker, maar as jy maandag uitstap is dit baie reël. Kyk. Hier voel almal heilig en lekker en die salwing is hier en ons worship en dis lekker, maar as jy uitstap is die wêreld daar buite. Dan is niks van hierdie goed daar nie. Petrus wat op die water loop, is vir my eintlik die hele evangelie saamgevat in daai storie. Daai storie het soveel intensiteit. Petrus is ook in die storm, letterlik. Daar's niks water onder sy, niks onder sy voete nie. Die golwe is groot, die wind waai. Dis baie reël, dis nie 'n grappie. Maar toe hy sy oë gefestig op Jesus so, toe hom submit, toe loop hy bo op sy omstandighede, toe loop hy bo op die storm. Maar die oomblik toe hy vir die storm kyk so, toe sluk die storm hom in.
Die oomblik as jy op jou omstandighede en jou storm fokus, gaan dit jou insluk. Die oomblik as jy vir Jesus kyk en die waarheid vul en jou gees vul met die waarheid, loop jy bo op die storm. Is jy 'n testimonie vir die wêreld, draai die koninkryk uit, red jy iemand se lewe, bring jy die liefde na iemand toe, groei in geloof. Ek dink dit vat 'n bietjie geloof om op die water te loop. Sien ons tipe geloof, daai dink ek nie. Nee, ek dink nie ons is al teen daai geloof getoets nie. En dis al wat ek vir julle kan sê is om dit gevestig te hou. Daar's 'n skrif wat sê hou jou oë gevestig op Jesus. Die oomblik wanneer die duiwel jou reg kry om so en so te kyk, is dit verby. Dan sink jy. En dan moet jy swem, pappa. Want as jy bo die water loop, moet jy kan swem. Okay. En dan is dit jou eie poging en dis 'n gesukkel en dis jou eie boekrol en jou eie planne en jou eie alles. En dis nie maklik nie. Maar die oomblik as jy met geloof bo op die water loop, hoef jy niks van daai goed te doen nie. Jy het vrede binne in die storm, want jy is gevul met die waarheid. Okay? Selfs as jy die duiwel toegang gegee het tot jou lewe, omdat jy ongehoorsaam was of negatief gepraat het of so iets gedoen het, selfs wanneer jy dit gedoen het, sal die Here dit omdraai in iets goeds, mits jy hom toelaat. Hy sê dit mos, hy sê ek sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat my liefhet. So, of dit maar net die lewe is wat gebeur, die duiwel het jy maar net beet kry en of jy die duiwel toestemming gee om dit te doen. En Johan wil onderkom en hulle soek 'n derde wêreldoorlog. Alles is beplan, haarfyn al vir meer as 100 jaar. Selfs dan sal die Here alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Okay, so moenie laat die duiwel jou aankla en sê, maar jy is so sleg gewees, jy kan nie nou terugdraai na die Here toe nie. Selien. Die duiwel kla ons aan, Openbaring 12 sê dit, dag en nag vir God. Die Heilige Gees kla ons nooit aan nie. Hy kom sê ons is verkeerd, hy gaan vir jou sê, nee, waarom is jy nou besig, kom bietjie hierdie kant toe, gee my aan, help ek jou. Maar hy kom maak jou nooit skuldig voel nie, daai is die duiwel. En ons moet daai goeders discern in ons kop. Okay, so hoe deel ek daarmee op 'n maandag? Ons het net hierdie liedjie gesing, The Goodness of God, né? Goodness is running after me. Voel dit vir jou soos die maandag jy uitstap? Nee, dit doen nie. Hoekom nie? Want jy het dit nie vir hom gegee nie. Jy het nie die storm onder die waarheid gesubmit nie. Dis hoekom jy bo op die storm loop nie. Dis hoekom jy moet swem, sussie. Swem, pappa, swem. Nee, anders kan jy dit nie maak nie. So ons wil gaan anders kyk na die storm en weet dat as jy op die rots is hierdie storm vir die koninkryk en dat hy jou worthy genoeg ag om jou te gebruik. Sê vir dit, God sien ons goed genoeg dat hy ons in 'n storm kan sit om ons te gebruik vir die koninkryk. Sê vir dit. So hou kerm en kla en moan en groan. Okay? Hy sê moan, dit staan in 1 Samuel 15 dink ek, sê hy dat as jy kla, is dit soos witchcraft in my oë. Hoekom? Want as jy kla, dink jy jou plan is beter as God se plan. As jy dink jou plan is beter as God se plan, dink jy is beter as God. Waarvoor is Satan uitgegooi die hemel uit? Hy het gedink hy is beter as God. So jou gemoun en jou gegroun oor jou storm is soos witchcraft in die oë van die Here. Hou op moan. Rejoice. Dankie vir die storm, Here. Dankie vir die koninkryk se uitbou. Dankie dat U geloof in my inbou. Ek het nou talle geloof nodig om hierdeur te kom. Wys my hoe, Here. Fokus, sit waarheid in. Lees die skrif, sit dit in. Fokus voor op jou. Vir Jesus wat voor jou staan. Begin aksie neem. Julle, ons kan nie hierdie Bybel lees, maar ons pas dit nie fisies toe nie. Wat is die punt daarvan? Jy gaan moet begin en sê, okay, Here, gaan nou hierdie ding toepas. Ek weet tog nie hoe nie, maar ons gaan dit nou try, help my. Maar ons kan nie met die Bybel lees en ons is Christene, ons kom kerk toe en ons kan 'n paar versies opsê. Maar jy pas dit nie toe in jou lewe nie, wat is die punt daarvan? Dis 'n lewendige woord. Hy wil binne in jou leef, hy wil jou optrede verander, hy wil jou gedagtes verander, hy wil jou woorde verander, hy wil hoe jy loop verander. Hy wil hê mense moet hom kan sien binne in jou wanneer jy beweeg. Maar as jy dit toepas nie, is dit leefwoorde, beteken niks. So as we gaan anders kyk na die storm, ons moet God en koninkryk bewus raak, en ons ophou met die duiwel se leuen te entertain, dat jy jouself moet jammer kry oor die storm. Okay? En hy vat plek op jou kry om jou emosioneel te manipuleer. Hou om jouself jammer te kry, want dit is waar die duiwel vat plek kry te manipuleer. Embrace dit, in plaas van om te kla daaroor. Gryp dit aan. Die laaste ding wat ek wil sê is, wat ek een keer gehoor het vir my baie sin gemaak, presies oor hier, is realiteit en waarheid. Realiteit is baie reël. As jy bank opmaak as jy geld en nie is reël. As jy 'n motorongeluk is, jy land in die hospitaal is reël. As jy jou werk verloor is reël. As jy papie langs die pad kry en jy het nie 'n spaarwiel ingepak nie, dis baie reël. Dis nie 'n grappie. Maar dis nie die waarheid nie. Die realiteit
is die golwe wat rondom Petrus is. Die feit dat daar niks onder sy voete is, die feit dat die wind sterk waai, dis reël. Maar die waarheid staan voor hom en hy sê, ek's by jou. Jy kan bo op die realiteit loop as jy op my fokus. Onthou dit, realiteit en waarheid is nie dieselfde ding nie. En die vraag is, waarop fokus jy as jy maandag hier uitstap en al hierdie lekker van die kerk is verby? Fokus jy op die realiteit of begin jy die waarheid toepas in jou lewe en jy fokus op dit? Vul jy op in die waarheid tot daai leuen uitgestoot word uit jou brein uit en jy gevul word met God se gees en die lewende water en die strome van lewende water uit jou uitloop. En al is jy in die storm plaas dit jou glad nie, jy sien dit nie eens meer raak nie. Dis maar net deel van die koninkryk, ons gaan net vorentoe. So hierdie ding, kan hierdie mooi woorde wat ek vanoggend sê het, niks vir jou doen as jy dit nie gaan toepas nie. As jy dit nie jou eie maak in jou hart gaan insit en sê, ek gaan vandag anders kyk na my storm. As hy duiwel kom en hy laat my vir sorry Susie nader trek, gaan ek sê, nee, uit by die deur. En jy gaan die Bybel nader trek en 'n skrif gaan soek. Dis om 'n fisiese besluit te maak. Ek wil jou sê, toe ek 14 jaar terug, langs 4 jaar terug, 16 jaar, 15 jaar terug uit die kerk uitgestap het ek verskriklike angs gekry. Toe ek en John gedate het ek om 2 die oggend wakker gebel en praat met deur 'n angsaanval en hierdie ou gaan my los, hy gaan dink ek is heeltemal mal. En ek gaan op 'n kerkkamp waartoe ek nie wou gaan nie, want ons kerk het nie nou ander kerke so goed toe gaan nie, maar ek kon my toe nou nie daar uitpraat nie, ek land toe nou daarop. En daai naweek is al baie goed gesê. Ek het na daai naweek heeltemal uit die kerk uitgestap en begin Bybel lees. Maar al wat ek kon onthou van daai naweek is Johannes 10:10. Die duiwel kom steel, slag en verwoes my. Ek het gekom dat jy 'n lewe in oorvloed kan hê. En ek wil sê prakties het ek daai skrif begin toepas in my lewe. As ek voel hy angs kom so op, as ek angs vat jou goed te gaan, my deel is lewe in oorvloed. En so het ek het gepraat en ek kan vir julle sê, daar's John, ons is 16 jaar oud hierdie jaar. Ek het 15 jaar laas angs gekry. Ek het nie 'n pil gebruik nie, ek het nie 'n sielkundige gaan sien nie, ek het niks nie. Ek het Johannes 10:10 toegepas op 'n stupid ding soos angs. En ek het hom weggepraat tot hy weg is. En dit is hoe jy prakties die woord toepas. Jy moet 'n skrif hê. Al het jy net een skrif, ek het daai een skrif vir alles gebruik. Ek het eers later 'n ander skrif gehad. Al het jy net daai een skrif, pas hom toe. Spreek die duiwel aan. Jesus het gesê, die woord sê, hy het dit vir die duiwel in sy vuis gesê. Jesus het nie kwaad geraak nie, daar in die woestyn nie. Hy het nie 'n plan gemaak nie, hy het hom nie gevloek nie, hy het nie 'n chommy gebel en sê, hoor ek sien die moeilikheid nie. Hy het nie sy pa gevra nie. Hy het net vir die duiwel gesê, die woord sê. Hy het ons presies kom wys om 'n storm aan te vat, maar ons doen dit nie. Ons pas dit nie toe nie. Nou wonder jy ook wie sukkel. Die woord sê, net dit. Sal wat die duiwel hoor. The spoken word, daar's lewe in dit. Dis die lewendige woord hier, dis nie dooie letters nie. Dis nie 'n cover-to-cover boek, dis 'n never-ending boek. Jy kan nooit weer lees nie. Elke keer jy lees dit weer en weer en weer 'n nuwe ding. Maar ons moet tyd spandeer hierin. OK, ek is klaar. Kom ek vat dit 'n opsomming natuurlik om net vas dit hierso. Teenspoed is 'n wêreldse leuen. As jy op die rots gebou is, het jy nie teenspoed nie. Kry dit in jou kop. God versoek ons nie. Onsself, as ons die duiwel toegang gee deur ongehoorsaamheid, kry versoeking van hom af. En selfs dan gebruik God dit vir goed. So selfs as die duiwel besig is met jou, is dit nie teenspoed nie, as jy op die rots gebou is nie. Kyk, help ons die duiwel bewus te wees. Hy kan nie so baie aandag kry nie. Sand, om buite God se verhouding te wees, is die enigste teenspoed wat daar is, as jy op die sand gebou is, as jy nie verhouding het nie. As jy tyd in die woord spandeer en as jy woord binne in jou het nie. Dis die enigste teenspoed wat daar is net dit. Storms kweek geloof, en geloof oorwin die wêreld, en bring mense by redding uit. Ons is ultimately hier, net vir een doel, is om uit te gaan en disippels te maak. Dis al opdrag wat Jesus ons gegee het. Gaan uit, maak disippels. Gaan uit en kry mense by redding. Nie stig nog 'n kerk, stig nog 'n dit, begin, nee. Dis om ek sê, vanoggend toe ek gebid het, hierdie woord is nie vir die kerkie, hierdie woord is vir hierdie kerk, om uit te gaan en verlore mense te gaan red. Want die verlorenes sit nie binne nie, hulle sit daar buite. Die mense wat nie kan kerk toe kom, want dit het nie 'n voertuig nie, het nie die regte klere nie, hy het nie mooi klere nie, hy het nie geld om te bring, hy het nie. Hulle is verlore. Maar wie praat met hulle? Niemand nie. Ons wil nou uit te gaan met daai mense te gaan praat. Nie elke Sondag hier by mekaar te kom en ons is ons 'n groepietjie nie. Ons moet uitgaan hier, die woord gaan uitdra daar buite. Ons is by 'n plek waar ons nie meer kan kerk toe kom om iets te kom kry nie. Ons moet kerk toe kom om iets te bring. Dis 50 jaar terug het ons kerk toe gekom by die dominee. Ja, dominee, goed dominee, nee, is reg dominee, iets te kom kry het. Jy kan nie meer kom sit hier by die kerk om iets te kry nie, sê boetie. Jy moet hier kom om te bring, om 'n woord te bring, om jou hand op sê, Jesus, ek add by. Jesus, die Heilige Gees wys dit vir my. Jesus, ek het 3 mense tot bekering gebring hierdie week, om die testimonies te bring. Om te sien die een wat hier voor jou sit, lyk nie lekker nie, om nou uit te vat na kerk en vir haar te bid. Dis waar ons onderstel ons om te wees.
Ons kan nie meer kerk toe kom om iets by die pastoor te kry nie. Wat gaan met julle? Ons moet begin Bybel lees en goed bring na die kerk toe, bring na die liggaam van Christus toe, bring na die verlore mense toe. Dis waar ons moet wees. Ons kan nie meer in dit sit nie, die tyd is baie min. Kry 'n mind of Christ, skuif jou fokus van die storm af na Jesus toe, en so kom jy deur dit. Kyk, hou op vir die storm kyk man, ons is al lankal verby dit. Realiteit en waarheid is nie dieselfde ding nie, onthou dit. Realiteit is reël, maar is nie die waarheid nie. As die dokter sê jy het kanker, is dit reël, maar is nie die waarheid nie. Jehovah Rapha het jou genees. Daai onvergewe sin dit in jou hart wat die kanker getrigger het, moet jy gaan uitsort, hy het betaal daarvoor. 95% van kankers kom van ons gedagtes af, is medies bewys. Dis nie geneties nie. Dis wat ons dink. Gaan sit by die voete van die Here neer en kry jouself uitgesort man. Besluit op watter een gaan jy fokus as jy maandag jy uitstap. As al hierdie lekker goed verby is en al die worship en al die mooi preek verby is, en jy's maandag in die realiteit, besluit waarop gaan jy fokus. Op die storm of die realiteit. En begin loop bo op die storm. Julle, ons is gemaak vir meer as wat ons dink ons is. Ons is nie uitgemaak om Christene te wees nie. Ons is gemaak om Jesus op aarde te wees. Hy sê dit. Ons is gemaak om gode op aarde te wees. Paulus skryf dit. Ons is gemaak dat ander mense hom kan sien en ons dat hulle dit ook wil hê. Dat hulle kan sien hoe lyk dit wanneer ons in die koninkryk instap. Dat daar 'n begeerte in hulle hart opgewek word, sê Jesus, maar ek wil dit ook hê. Dis hoe jy mense by redding uitkry. Jy kan nie mense kom praat met woordjies om by redding uitkry, maar jou lewe wys dit nie. Jy val uit mekaar uit en die storm slaat jou plat en jy sukkel. Hoe dink jy moet daai verlore ou jou glo? Dat dit lekker is om 'n Christen te wees, as jy so lyk? Jy kan nie. OK. Ek geraas nou, sorry. Stop. Kom ons bid saam. Aba Vader, dankie dat ons ver oggend hier voor die troonkamer kan kom staan, Here. Dankie vir die